Goeiemôre, ek het so rukkie gelede het ek met julle gepraat oor AI, KI, kunsmatige intelligensie, en wil ek net vir julle ietsie sê, voordat ek daai ene geplaas het, het ek 'n ander ene gemaak, wat baie meer breedvoerig was, wat baie meer skrifte in is, maar toe ek gesien het, hy's amper 2 ure lang, het ek gedink, nee, tyd, mense hou nie van so 'n lang storie nie, en ek self ook nie, ek hou daarvan, maar dit is baie moeilik om sekere inligting oor te plaas, en dit dan so kort te hou, as daar so baie in dit is. So ek het gedink, en ek sê vir Renza toe, sy moet daardie ene wat ons gedoen het, en toe nie geplaas het nie, sy moet hom ook insit, want ek dink, iemand anders het my gevra, hulle wil meer weet, wat ek, hoekom het ek nie die hele ding gedoen nie, en so ons plaas daai ene nou, vir julle wat lus is om amper 2 ure te kyk, en waar sekere goedjies dalk 'n bietjie duideliker uitgespel is, om dalk weer daarna te kyk. Maar ek vra julle asseblief, moenie net kyk daarna nie, gaan vat daai skrifte en ondersoek dit, kyk self, of jy dalk die fout kry wat ek dalk gemaak het sonder dat ek weet, want die woord is baie belangrik, en ek wil graag hê dat julle dit moet weet, want dit is belangrike woord, sodat ons weet. En ja, bless julle, ek hoop julle geniet dit, en as dit te lank is, pos hom, en gaan slaap, en môreoggend luister jy weer verder. Maar die woord is absoluut belangrik. Julle onthou, ons spandeer ure om te kyk na 'n rugbywedstryd. Ons spandeer ure om te kyk na stories. So Sewende Laan, wat ons so gebonde aan was. Jy mag nie iets mis nie. Daar is goed wat ons baie langer as 2 ure aan die wêreld gee, en om jouself te geniet, maar ons laat na om ook dit wat Godsinne is, 'n tiende van jou tyd, nie noodwendig net 'n tiende van jou geld nie, maar 'n tiende van jou tyd, moet jy ook vir God gee. Dis meer belangrik, alles behoort aan God, maar jou tyd is jy oorbaas. So jy moet besluit, of jy gaan tyd spandeer, om die waarheid te hoor, en dit te studie. So die Here bless julle. Luister na hierdie ding, en laat weet vir my, hoe julle voel daaroor. Baie dankie. Ek groet julle weer in die wonderlike naam van Jesus Christus, en is weer eens vir my 'n voorreg om hier te kan staan, en laat my liefie my kan afneem, en dit op die rekenaar laai, en dat julle kan kyk na ons Facebook. Ag, dit is so 'n wonderlike voorreg om dit te kan doen, en dit is natuurlik tegnologie. Nou, ek wil vandag 'n bietjie gesels oor tegnologie, en dan wil ek nou eers, voor ek verder gaan, moet ek hierdie sê, wat ek elke keer sê, en ek wil hê, julle moet dit onthou, as julle ooit kyk na my, en na my uitsendings, weet dit, dat die skrif wat Paulus geskryf het vir die Korinte, waar hy sê, ons ken ten dele, praat hy eintlik van my daar. Ek is een van die ouens wat ten dele ken, regtig waar, ten dele, want soos ek altyd sê, hoe meer ons die Bybel studie, hoe meer kom ons op goed af, wat ons nie regtig verstaan het nie, of dalk 'n bietjie verkeerd verstaan het. Net vanoggend, toe lees ek weer, en ek lees deur van hierdie skrifte, ek gaan net almal, want ek het dit nou ingeplaas, en die goed reggepak, soos ek dink dit moet wees, en toe ek weer van die skrifte copy-paste, lees ek die goed weer, en ek lees dit 'n tweede keer, en ek sien, wow, maar ek het dit moontlik altyd verkeerd gehad, en ek het Renza geroep, en gesê, kom, sit hierso, en ons lees hierdie goed, ek wil net saam met jou dit deurgaan, dan kyk jy wat jy sien daarin. Nou, ek gaan nie daaroor praat nie, ek wil net vir julle noem
hoe dit is dat ek besef dit, dat ek weet nie alles nie. Ek sal nooit alles weet nie. Maar weer eens, soos ek gesê, die bietjie wat ons weet, die bietjie wat ek sien in die Bybel, wat ek nie altyd hoor nie, wil ek graag met ander mense deel. Maar weer eens, dis nie my werk om jou, hoe sê mens, die Gees oortuig jou. Dis glad nie my werk om jou te oortuig nie. God het my nie daar gesit om jou te oortuig nie. Daarom het God 'n Heilige Gees. En die Heilige Gees is deur God gegee om ons te oortuig van die waarheid. So, ek gaan net vir julle skrifte lees, en ons gaan so 'n bietjie gesels oor die skrifte, elke skrif so 'n bietjie ontleed, en dan gaan jy self besluit. Met ander woorde, ek sit die skrif, jy lees hom saam met my, en jy besluit. Wat sien jy daarin? En onthou, baie van die goed wat ons oor praat en so, het nie noodwendig ewigheidswaarde nie. Kan ek nou maar sê, die wegraping. Party mense glo dat dit voor die verdrukking gaan wees, ander sê nee, is in die middel van die verdrukking, ander sê nee, is aan die einde van die verdrukking. So, ek glo nie dit het ewigheidswaarde nie, want dit gaan nie bepaal watervlak jy gegroei het in Jesus Christus nie, of waar jy die ewige lewe gaan deurbring nie, glad nie. Jou, wat gaan bepaal waar jy gaan wees, is die vrug wat jy lewer. Die vrug wat jy lewer. Want as jy nie vrug dra nie, word die boom uitgekap. So, dit is hoe dit is. En so, ek wil graag vandag met julle praat oor KI, nie KI nie, KI. AI eintlik, Artificial Intelligence. Nou ja, ons weet wat hier aangaan, dit is absoluut verskriklik wat ons gehoor het, ek wil net noem wat my gepoog het nou, om regtig waar 'n bietjie vir julle te wys, wat ek gesien het, en nie vandag nie, ek praat nou van 'n paar jaar gelede, het die Here my goed gewys oor AI, maar toe het ons dit nog nie geken as AI nie, toe het ek dit geken as tegnologie, en ek wil julle vandag wys in die Bybel dat AI, kunsmatige intelligensie, al in Genesis is. In Genesis lees ek daarvan. En dan lees ek daarvan in Jeremia, en Jesaja, en Esegiel, en dan ook in Openbaring. Die groot Openbaring is eintlik daar. So, ons gaan nou die woord van die Heer studie, en dit is altyd lekker om die woord te studie. En selfs in hierdie studie, in hierdie seminar, kan ek dit noem wat ek aanbied, wil ek sê, is daar ook nog goed hierso, wat ek nie heeltemal verklaring voor het nie, maar daarom is die Gees van die Here daar. Daarom kan ek met hom praat, daarom kan ek hom vra, Here, asseblief help my, openbaar vir ons hierdie goed, wat ons nog nie heeltemal verstaan nie. Miskien is dit nog nie God se tyd om dit vir ons te openbaar nie, maar miskien gaan die Here dit dalk vir jou vinniger openbaar, as wat hy dit nog vir ons doen. Jy weet, God is 'n groot God, en God is nie aannemer van die persoon nie, so dit gaan nie oor my, en oor jou, en oor Piet, en Klaas, en Sunny, en wat, God besluit self, en dit is so awesome, Goed, kom ons gaan kyk wat ons hier sien. Nou, ek begin altyd, met 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, want dit is vir my so belangrik, want baie mense sê, man, nee, ek stel nie belang in die Ou Testament, die Ou Testament is verby, ons lewe in 'n nuwe dispensasie, in 'n nuwe testamenttyd. So, die Ou Testament is verby, jy weet, die wet is weg, daar is niks meer van die Ou Testament, daar is die evangelie vir ons, en deur die evangelie word ons gered, en gaan ons eendag geoordeel word, is baie waar.
Maar ek wil nou vir julle hierdie lees, en baie weet nou al van dit, hoe ek dit sien, nie hoe ek dit sien nie wat daar werklik staan, maar baie van julle wat dit nou nog nie gesien het nie, kom ons kyk na hierdie skrif. Dit was geskryf omtrent so 30, 40 jaar, 30, 35 jaar, nadat Jesus Christus opgevaar het hemel toe. Nadat Jesus uit die dode uit opgestaan het. So dit was al 'n paar jaar in die nuwe dispensasie, in die nuwe tyd. Skryf Timoteus hierdie brief, skryf Paulus hierdie brief aan Timoteus. En ek dink hy skryf dit uit die tronk uit. Hy sê vir Timoteus, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Kom ons kyk weer na daai skrif, die hele skrif. Wat 'n skrif praat Paulus hiervan, as hy dit skryf, die hele skrif? Wat 'n skrif was daar? Was daar al 'n Nuwe Testament? Was daar al 'n Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Romeine, etc.? Was dit al? Nee, dit was nog nie daar nie. Dit is die skrif wat hy van praat, die boekrolle waaruit Jesus self gelees het in die sinagoges, wanneer dit sy spreekbeurt was. So, die hele skrif is in hierdie geval net die Ou Testament, wat daar was, wat hy van gepraat het. Maar onthou nou, onthou nou, hy sê dit vir Timoteus, wat nou in die nuwe dispensasie lewe, waarin ek en jy nou lewe. Redding deur die genade van Jesus Christus, dis die tyd. Nou gaan hy aan, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Mensies, dis vir jou en vir my. En ons moet die Ou Testament neem as 'n waarskuwing, of wat dit is. Wat moet ons weet daaruit? Is nuttig vir lering. Vir lering. Dit is nie Niels van Sail se openbaring nie. Dit is wat die skrif sê. Dis daar vir lering. Soos ons nie verstaan nie, kan ons na die woord van God toe gaan. Nie na komboeke toe nie. Ons hardloop altyd na boeke toe, en ek weet hoekom ons hardloop altyd na boeke toe, sekere boeke, omdat ons wil kyk of dan nie dalk al 'n scapegoat is, wat ek kan gebruik. Ek het hierdie ding in my binneste, wow, en ek weet dit is verkeerd, maar ek wil so graag iewers lees waar iemand sê, 'n mens sê, ag man, jy weet daar's 'n manier hoe jy om hierdie ding kan kom en om daai ding kan kom. Weg van die Bybel af. Gaan kyk maar, daar is goed wat dit vir jou sê. Ag man, as dit gebeur, weet jy wat, dis nie so ernstig nie, want bla bla bla. Nou ja, dis daar vir lering tot weerlegging. Wat beteken die woord weerlegging? Jy weet, dit wat ek in die sonnaarskool en in die kinderkrans geleer het, en dit wat ek selfs in my Bybelskool geleer het, vir klomp jare, daar gesit, baie goed geleer, en pragtig, ons het goed geleer, hoor, maar toe ek die Bybel werklik beginne self studeer, toe sien ek die woord van God weer lê van die goed wat ek geleer het. En as jy daai openbaring het, hoor jy, maar hierdie is nou nie volgens skrif, dan sal dit baie verkeerd wees, as jy nog gaan, en daardie goed, wat nie heeltemal so is nie, predik. Want daardie mense wat daardie curriculum opgestel het, was hulle regtig kinders van die Here, was hulle regtig uitverkoop om dit te doen wat hulle doen. Die ouens wat die curriculum opgestel het, so ons moet net seker wees, dis daar tot teregwysing. Jy weet, baie van ons wil stry oor die woord, alhoewel die woord sê ons mag nie stry oor die woord nie, maar as jy sê, hoorie, dit is so, nee, ek sê, wys, dit is so, nee, dan stry hulle oor die woord, maar die woord is ook daar om jou tereg te wys. Met ander woorde, iets wat jy al jare glo en miskien gepredik het, wat ek gedoen het, goed gepredik, en ek het nie geweet, dat dit nie heeltemal volgens God se waarheid is nie. So, dis daar vir teregwysing, en as iemand dan kom, in die gees, en jy het 'n ontvanklike hart, jy het 'n hart wat wil hoor en luister en die waarheid ken, en dit wys jou tereg, moenie hoogmoedig wees, nee,
wat ek weet is uit ondervinding uit. Jy weet, ek kom daar van die jare af, en ek het uit ondervinding geleer, dit is hoe dit gebeur, en dit is hoe die Heilige Gees werk. Ondervinding, nou wil ek lelik wees, ondervinding se voet. Het hang af van die woord, wat die woord van God jou leer, nie wat jy geondervind het in jou loop met God nie. En dan tot onderwysing in die geregtigheid, sodat jy en ek, die mens van God, volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. Dis wonderlik. Is 'n preek wat ou kan gee oor hierdie, want so baie mense steur hulle nie aan die woord van God nie. Hulle ry op 'n golfie wat jare terug hulle opgeklim het, en hulle is net op daai golfie. Daar is nie ups and downs nie. Hulle ken nie daai verhaal van Dawid wat hy sê, Here, al gaan ek deur 'n dal van doodskade, weet nie. Nee, hulle is net altyd hier in die lig. Hey, ek is lelik, nee. Maar mensies, dit is die waarheid. Hoor wat ek julle sê. Nou ja, 1 Korintiërs 10 vers 10. En moenie murmureer, soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle het deur die verderwer omgekom. Hierdie skrif praat van die Ou Testament mense. Hy sê, ons moenie murmureer soos wat die volk van God, wat hy uitgelei het uit Egipte uit, en wat toe Israeliete geword het. Ons moenie murmureer soos hulle. Nou, hoe weet ons hoe hulle gemurmureer? Deur om die Bybel te lees en te kyk wat alles gebeur het, hoe hulle gemoun en gegroun het oor dat water is nie, en ag, al die goedjies, dis 'n hele lys van goed. En dan gaan hy aan vers 11, maar al hierdie dinge, hoor wat hy sê vir die Korinte, hy sê, al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons. In die Ou Testament is dit neergeskrywe as 'n waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeue gekom het. Verstaan julle, die einde van die eeue, is ek en jy is daarin, en is jy nie, regtig, as jy nie kan sien, ons lewe in die einde van die dae nie, dan weet ek nie, want ek sien dit, maar dit maak ook nie saak nie, al sal dit nog oor 1000 jaar wees, wat die Here nou regtig gaan kom, my lewe, is aan die einde. Ek weet nie hoeveel jaar het ek nog om te leef nie, miskien dalk nie eers ure nie, miskien dalk 'n jaar, 2, 3, 4, maar ek kan nie, ek meen, hoeveel mense word 100 jaar oud? Bitter min mense. So, dit aan my, ek is aan my einde, ek weet dit. Daarom koop ek die tyd uit, wil ek die tyd uitkoop, om God te dien, en met julle te deel die dinge wat my opgewonde maak. So mensies, ons moenie murmureer, soos wat die ou volk, wat uit Egipte gelei is, gemurmureer het nie. En dit vind ons in die Ou Testament. So ek sit hierdie op, dat jy kan sien, die Ou Testament is belangrik. Hy sê dis neergeskryf vir jou en vir my wat nou leef. Kom ons kyk aan. Nou gaan ek weer terug Ou Testament toe. Hierdie profeet, Hosea. Hosea, hoor wat sê hy hierso. My volk gaan te gronde weens die gebrek aan kennis. Scary, né? Omdat jy die kennis verwerp het, luister nou mooi, nie ek nie, daar staan dit in jou Bybel. Hy sê, hy wat die kennis verwerp het, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Sê hy, gaan ek jou miskien verwerp? Sê hy, ek gaan dink daaroor? Sê hy, ons gaan sien of ek jou gaan verwerp? Nee, hy sê, omdat jy my kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. As jy die kennis van God verwerp het tot nou, wil ek jou goeie raad gee. Begin die kennis van God naspeur. Begin dit study. Want ek het nou nie daai skrifgie op nie, maar ek wil hom quoteer, wat Paulus ook skryf. In die Engels so mooi, hy sê, study to show yourself approved. A workman needeth not be ashamed, rightly dividing the word of God. Study, die Afrikaanse lê jou daarop toe. Study, dit is die regte woord, study, in die Grieks pedatsu, gaan kyk wat dit beteken.
jy moet die woord van God studie. Dis 'n opdrag van God. Hy sê, maar omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp. Is ernstig. Dis verskriklik. Ek raak vreesbevange as ek net sien hoeveel mense weet regtig van die woord van God. Hoeveel mense studie regtig, maar jy sit heeldag op jou plastic telefoontjie en op jou iPad en op ek is skuldig. Ek weet ek is ook skuldig. Ek is nuuskierig om te weet wat gaan in Gaza aan en wat gaan in Oekraïne aan en wat gaan daar in Russia aan. Ek is nuuskierig want dit sê vir my ook 'n paar goed geestelik. Waar lê ons? Op watter vlak lê ons? Ek kyk ook na die wêreld, maar as jy net heeldag sit en rugby kyk of sports of whatever, dan moet 'n balans wees. Het jy daai goed, laat ek liewer sê, het ek daai goed wat ek na kyk, meer liefhet as wat ek Jesus het. En as ek dit meer liefhet, kan ek nie sy disipel wees nie. Staan in Lukas 14 vers 26. Hy sê, sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie. Jy kan vir my sê, maar wat 'n priesterampt, man? Ek kan mos nou nie 'n priester wees nie. Natuurlik kan jy. Wat doen 'n priester? Wat het die priesters gedoen? Wat doen priesters? Hulle werk in die tabernakel, hulle werk in die tempels, hulle dien in die tempel. Jy en ek is die tempel van God, waar die Heilige Gees wil inwoon. So as jy die kennis verwerp het, gaan God jou verwerp. En jy sal nie 'n priester wees in jouself nie. Jy sal jouself nie kan beheer nie. Jy sal die Satan wat kom om jou aan te val, die magte, owerhede, heersers van die duisternis van hierdie wêreld en die bose geeste, sal jy nie kan beheer nie. Wanneer jy versoek word, sal jy nie kennis hê om hom te gaan, soos wat Jesus Satan teëgegaan het, toe hy hom versoek het nadat hy gevas het en uit die woestyn het gekom het vir hy 40 dae. Sal jy dit nie kan doen nie. So jy het geen beheer oor die aanvalle wat op jou afgebring word deur Satan. Jy sal nie beheer hê daaroor. Dis wat dit eintlik beteken. Jy het nie beheer oor jou geestelike, jy het nie beheer oor hierdie tempel nie. Ek wil sê, as jy die tempel van die Heilige Gees is, dit hang af. As jy nie die tempel is nie, no problem, geen probleem nie. Hy sê sodat jy vir my die priesterampt nie sal bedien nie. Omdat jy, hoor mooi, omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Hoor julle wat sê God deur Hosea? Nou kan jy sê, ag, maar die wet is weg. Christus is die einde van die wet. Liewe vriend, ek vir jou sê, as jy nou glo wat die kerkwêreld, en nie net die kerkwêreld nie, omtrent almal vir jou sê, die wet is verby, die Ou Testament is verby, Christus is die einde van die wet. Vra ek jou, gaan studie. Wat daar eintlik staan is, Christus, en dan gaan ek die Grieks nou inbring, Christus is die telos van die nomos. Dis as jy nou die Grieks gaan kyk. En as jy kyk wat dit beteken, dan sien jy, dis 'n totale ander storie as wat ons dit in Afrikaans verstaan. Daarom is dit nodig dat jy en ek studie. Ek het vir die Here gevra, Here, hoekom het U dan nou nie die skrywers wat die boek geskryf het, die Bybel geskryf het, hierdie profete en al die ons, ook dit laat so skryf dat ek wat nou nie 'n slim ou is nie, en ek is regtig nie slim nie, dit maklik kan verstaan nie. Hoekom is dit moeilik? En weet jy, wat die Gees het met my gepraat daaroor en gesê, maar weet jy, dan gaan dit eintlik eenvoudig wees. Mense gaan dit tipe van studie, en as jy dink jy ken dit, dan is dit net soos wat jy studie vir 'n ingenieur of vir een of ander amp. Jy studeer tot jy dit ken, en dan hou jy tipe van op, tensy jy verder wil studeer daarin. Maar dit is so, dat ons dit nie, daarom sê hy, study to show yourself approved. Daarom. Omdat God besluit het, dit is soos hy dit vir ons wil gee, om ons weetgierig te maak, om ons nuuskierig te maak, wat sê hy regtig hierso? Wat sê hy regtig? Ek soveel sommer vandag lus om lank met julle te gesels.
Oh my goodness. Maar dis gevaarlik, mense. Omdat jy die wet van jou God. En weet julle wat die wet? Mense dink dis net die dekaloog, is net die 10 gebooie. Ons het al hoeveel verskillende wette gekry. Weet jy in die Bybel staan die wet van die man? Ek noem een, maar ek bied 'n hele seminaar aan oor die wet. Verskillende wette en genade en die Sabbat, wat so misverstaan word in die woord van die Here. Maar ons is nou besig met AI. Kom ons kyk verder. Openbaring 1 vers 1. Nou ek lees hierdie met 'n vir my 'n opgewondenheid. Maar hoe belangrik hierdie skrif is, wat so min mense weet en hierdie misverstaan, of dis so verstaanbaar, maar ons lees dit en dan besluit ons verder in Openbaring om te glo wat ons wil, of soos ek dink dit is. Ek wil hê julle moet dit lees, en vernaam mense wat die woord bedien. En luister, ek het vandag weer gekyk op iemand se Facebook, en wat daai persoon daar gesê het, is totaal en al nie Bybels nie. Heeltemal nie Bybels nie. En ek dink dis so na aan laster as wat dit kan kom, maar daardie persoon weet dit nie. Daai persoon weet dit nie. En dit is so gevaarlik wanneer jy goed uitspreek wat heeltemal teenstrydig is met die waarheid. Die openbaring van Jesus Christus, hoor mooi wat hy sê, die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon. Kom ons begin voor, die openbaring van Jesus Christus wat God hom, wie's hom? Wat God vir Jesus Christus gegee het om aan sy diensknegte te toon. Wie sy diensknegte? Wat gou moet gebeur? En hy deur die sending van sy engele, so sy diensknegte is die engele. Wat het die engele gedoen? Aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. God het vir Jesus gesê, Jesus het dit vir die engele gesê, en die engele het dit vir Johannes gesê op die eiland van Patmos. Nou wat het die engele vir hom gesê? Hoor hierso. Vers 2. Wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Hier kom dit nou. Alles wat hy, Johannes, gesien het. Kom ek som hom gou 'n bietjie op. God, dit kom van God af. Deur Jesus, deur die engele, deur Johannes. Johannes, jy moet getuig van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Alles wat jy, Johannes, gesien het. Gaan Johannes nou iets praat wat in Eternity Past gebeur het? Gaan hy iets praat van die engele wat uitgewerp is uit Eden, uit die hemelse Eden? Gaan hy praat daarvan? Gaan hy praat van Noag? Het Johannes dit gesien? Nee, hy het dit nie gesien nie. Wat het Johannes gesien? Johannes het gesien, toe hy 'n jong man was, hoe Jesus gekom het. Hy het gesien hoe Jesus opgetree het. Hy was 'n disipel. Hy het al daai goed gesien van Jesus. Hy het gesien hoe Jesus gevang was. Hy het gesien hoe Jesus gemartel was. Maar hy was daar, hy weet daarvan. Hy het gesien hoe Jesus sterf op die kruis. Hoe Jesus opgestaan het uit die dode uit. Dit is wat Johannes gesien het. En hy praat net daaroor. Nie net daaroor nie. Kom ons gaan aan die volgende versie. In vers 19 sê hy, skryf die dinge op wat jy gesien het, die dinge wat is, sowel as dit wat gaan gebeur. So, Johannes het nie vir ons vertel wat in die verlede gebeur het nie. So, daar's baie mense wat goed uit Openbaring uithaal. Dan sê hulle, ja, dit is wat gebeur het. Jy weet, die maan het rooi geword en dit het gebeur en dit het gebeur. Ek noem nou maar 'n voorbeeld. Maar ek kan vir julle goed wys wat gepredik word, wat in Openbaring staan, dan is dit nie goed dit is nog goed wat gaan gebeur.
of goed wat gebeur het terwyl Johannes geleef het. So wees versigtig wat jy uit Openbaring uithaal en dit verkondig as daardie tyd, voor Johannes se tyd. Dis gevaarlik. Ek wil nie nou daarin gaan nie, maar ek wil so graag vir julle wys wat dit is. Maar ons sal 'n maand en 'n aand aangaan as ek dit doen. Jesaja 28 vers 9. Vir wie wil hy dan kennis leer en vir wie wil hy dan die openbaring verstaanbaar maak? Dit is in die Ou Testament. Vra Jesaja deur die Heilige Gees wat hom inspireer om te getuig of om whatever, om te praat. Hy sê, vir wie wil hy dan kennis leer en vir wie wil hy dan die openbaring verstaanbaar maak? En dan gaan hy aan, vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is. Mensies, as jy nie gespeen is van die evangelie nie, en van die fondasie nie, gaan lees Hebreërs 6 vanaf vers 1. Lees dan. Gaan haal 'n pen, pos net hierdie, dan haal jy 'n potlood en 'n papier, en maak net notas van die skrifte wat ek bietjie quoteer, ek kan nie al die skrifte ingesit, dan gaan kyk, jy gaan ondersoek daai, en besluit dan, wat sien jy daarin? Never mind wat ek sê, maar doen jouself 'n guns, gaan study bietjie, of gaan lees dit net, want dit is so eenvoudig om te verstaan, jy hoef dit net te lees, dan sê jy verstaan. Hy sê, vir wie wil hy kennis leer en vir wie wil hy die openbaring verstaanbaar maak? Vir die wat van die melk gespeen, wat van die moederborste weggeneem is. So as jy op jou leiere sit en jy's te lui om die Bybel te studie en te lees en jy stel nie belang daarin om God se kennis op te doen nie. Oh my goodness, mense. Dis ernstig, dis baie ernstig. Kom ons gaan aan. Hy gaan aan in vers 10, hy sê, want dit is gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie en daar 'n bietjie, en dit is hoe 'n mens die woord studie. Jy studie hom nie om te lees van A na Z toe nie, van die Alfa na die Omega nie. Nee, God verwag ons met die woord studie. Jy moet kruisverwysings doen, want die woord van God is nie heeltemal in, wat noem ons dit, ja, kronologies, my vrou help my, dankie my liefie. Die Bybel is nie kronologies, nie is Openbaring is kronologies gedoen nie. Nee, daarom het God vir jou, hy sê dit, Johannes skryf het eintlik, hy sê, hier kom die kennis van die mens te pas. So jy moet dit wat God jou gegee het, die breins, die verstand wat God jou gegee het, moet jy ook nuttig gebruik. Wanneer ons in die woord is en wanneer ons die woord studie, moet jy dit ook gebruik. So, en ons gaan vandag die woord studie, gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier 'n bietjie en daar 'n bietjie, en ons doen kruisverwysings. O, dis so lekker om hierdie woord te studie. Ok, ons gaan nou na deel 2, ek het nou maar 'n bietjie so dele gemaak, want dit is 'n lywige ding hierdie. Ek gaan nou 'n bietjie praat oor mense en bome. Matteus 3 vers 10, maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Nou ek wil hê jy moet nou self dink wat staan hieroor. As jy nou hierdie vergeestelik, want jy moet dit vergeestelik. Hy praat nie van regte bome nie, hy praat hier van mense, hy vergelyk die mens met 'n boom. Hoor julle wat ek sê? Kom ons lees hom weer. Maar die byl lê ook al teen die wortel van die bome. Dis van die mense. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Is mos common sense. Ons hoef nie te wonder wat dit beteken nie. As jy nie vrugte dra nie en jy dra nie goeie vrugte nie, gaan jy uitgekap word. En jy gaan in die vuur gegooi word. Is eenvoudig om te verstaan, harde woorde, maar dit is werklik so. So mensies, dink 'n bietjie, wat is dit om vrug te dra? Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees. 9 van hulle daar. Daar's nog 3 op 'n ander plek ook, maar toe maar. Kom ons kyk, Matteus 7 vers 16. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken.
'n mens pluk tog nie druiwe van 'n dorings of vye van distels nie. Hy praat van mense. Sodra elke goeie boom goeie vrugte, ekskuus tog. Sodra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Dis jy en ek. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom kan geen goeie vrugte dra nie. Verstaan julle? Dis nou die tweede skrif wat ek hier gee, wat God die boom gebruik as 'n tipe, as 'n metafoor van die mens. Is dit oukei? Right. Kom ons gaan na die volgende skrifgie toe. Jeremia 17 vers 7. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by die waters geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie. Is dit nie awesome nie? Dis so fantasties. Ek lees dit stadig, want ek is maar 'n stadige ou om ook goed op te neem. So ekskuus julle ouens, maar verstaan julle, dit is so wonderlik. Hier gebruik God ook weer 'n boom wat by die waters, dis die waters van sy naam dood en lewe. Halleluja. Julle sien ek het hier so 'n rivier laat skilder hier in die middel van hierdie kruis, kan ek maar sê. En as jy gaan lees in die Bybel in Openbaring, praat hy van die water van die rivier wat in die middel van die straat is. En Jesus sê, ek is die weg, ek is die straat. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En in die middel van daai straat loop hierdie rivier wat die boom van die lewe weeskante van hom staan, wat sy vrugte gee 12 keer 'n jaar en sy blare was vir die genesing van die nasies. Weet julle, dit is so fantasties as jy dit goed verstaan. Dan dink jy, wow, dit is so awesome. Ek sal vir 'n maand en 'n aand aangaan. Ek moet ophou, ek moet hier konsentreer, lyk dit vir my. Maar sien julle, as jy by die water, as jy op hierdie pad is, hierdie weg, wat Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en daai weg neem jou na die Vader toe, na die troon toe, en uit daai troon vloei daar 'n rivier, dan is jy in die rivier. Maar jy moet op die weg bly. Kom ons gaan aan. Jesegiel 31 vers 2. Mensekind, hoor nou mooi, sê aan Farao, die koning van Egipte, en aan sy menigte, na wie lyk jy in jou grootheid? Nou hierdie, hy moes nie regtig na Farao. Farao beteken iets anders hier. Kom ons kyk verder. Hy sê in Deuteronomium 7 vers 8, maar omdat die Here julle lief gehad en die eed gehou het, wat hy vir julle vaders gesweer het die Here julle met 'n sterke hand uitgelei en jou uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte, verlos. Verstaan julle, hy gebruik hier, is nie genuine Farao dan, maar hy gebruik Farao, wat daar was, wat die Israeliete in was, voor hulle nou uit Egipte gegaan het God hulle gered van 'n droogte. Onthou julle, Jakob se kinders, Josef, wat God toe gebruik het, om vooruit te gaan, en hy het goeie guns gekry, deur die tronk gegaan, goeie guns gekry by Farao, maar God het dit gebruik, om die Israeliete, die volk, te red, in die droogte tyd, toe het hulle Egipte toe gegaan, daar het hulle in Egipte, in hierdie land, maar hulle het slawe geword daar. Hulle het slawe geword, en God moes Moses gebruik het, om hulle daar uit te lei. En dit is eintlik waar hierdie getuienis kom, van die bloed van die lam aan die deurposte. En dan, die volgende stap, was die see, want Paulus sê, broers, ek wil nie hê dat julle nie moet weet dat ons voorvaders in Moses, in die see en in die wolk begrawe is nie. Die tipe van die doop. Maar in elk geval, so, onthou nou,
Mensekind, sê aan Farao, die koning van Egipte, en aan sy menigte, na wie lyk jy in jou grootheid? Nou wil ek net vir julle wys waarmee verlyk God hom. En Assur, nou Assur, ek het nou hier so opsommingkie gemaak. Dit beteken successful, to be straight, to be level, right, happy. Nou figuratively, to go forward, be honest, prosper, bless. So, kyk, successfulness, honesty, prosper, blessing, hoor wat sê, was 'n seder op die Libanon. Nou seder is 'n boom, was 'n boom op Libanon, skoon van takke, en 'n skaduryke bos, en hoog van groei. En sy top was tussen die wolke. Van wie dink julle praat hy hierso? Van wie dink julle praat hy hierso? Maar hy vergelyk hom met 'n boom. Jesegiel 31 vers 4. Waters het hom groot gemaak. Die watervloed het hom hoog laat groei, wat met sy strome gegaan het, rondom die plek waar hy geplant was, en sy watervore uitgestuur het na al die bome van die veld. Kom ons gaan aan. Julle moet hierdie net terugvan en gaan lees dit weer, as ons miskien klaar het, en jy het nie heeltemal verstaan nie, asseblief gaan lees dit weer. Nou hier gaan hy aan, hy sê, al die voëls van die hemel het nes gemaak in sy takke, en al die wilde diere van die veld het onder sy takkies aangeteel, en allerhande groot volke het onder sy skaduwee gaan sit. Mense, ek wil hê julle moet hierdie laaste, en allerhande groot volke het onder sy skaduwee gaan sit. Ons gaan later aan kyk, hierdie volke, nasies en tale. Selfs hierdie, kom ek gaan net aan, ek wil graag vir julle wys, die voëls wat hy van praat. Jeremia 7 vers 33 sê ook so, en die lyke van hierdie volk sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die diere van die aarde, sonder dat iemand hulle skrik maak. Die lyke van hierdie volk, van wie praat hy? Hy praat van die teruggevalle volk, hulle wat God nie gedien het nie, hulle wat doodgeslaan is, 21.000 van hulle val op een dag, omdat hulle gemurmureer het. Lees dit in die Bybel. Hy gaan aan in vers 34, en ek sal uit die stede van Juda en uit die strate van Jerusalem laat ophou die stem van die vreugde en die stem van die vrolikheid, die stem van die bruidegom en die stem van die bruid, want die land sal 'n pynhoop word. Hierdie is ernstig. Nou, waarvan praat hy? Hy praat van eintlik Lucifer, wat ook nou 'n tipe, nie 'n tipe nie, Farao was 'n tipe van Lucifer. Kom ek lees dit vir julle. En terwyl hy, ek wil net eers die voëls van die hemel vir julle verder beskryf, ons doen bietjie kruisverwysing hierso, Matteus, Nuwe Testament. Hy sê, en terwyl hy saai, dis die saaier, val 'n deel langs die pad, en die voëls het gekom en dit opgepik. As jy die verklaring hierna gaan kyk, is 'n bietjie later in hierdie hoofstuk, dan sê hy, dis hulle wat die woord hoor, maar nie verstaan nie. Dan kom die voëls van die hemel, en hulle pik dit op. So die voëls van die hemel spreek eintlik van slegte goed, dis goed wat jou beroof van iets. So as ons dan nou teruggaan en sê hierso, en die lyke van hierdie volk sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel. So as jy nie wil hoor nie, as jy nie wil studie nie, as jy nie God wil dien nie, ek praat van myself ook, ek praat met myself ook nou, as ek nie God wil dien nie, en ek studie nie die Bybel nie, kom die voëls van die hemel, en ek gaan geestelik dood, en hulle kom pik daardie kennis, en ek word voedsel vir die voëls van die hemel, vir die wêreld, vir die duiwel, kan ek maar sê. Mensies, julle moet hierdie goed studie, ek is baie moeilik om hierdie selfs te bedien, want daar is soveel goed, en as jy alles by mekaar gooi, moet jy dit reg probeer doen, wat ek probeer doen het. So die voëls van die hemel, weet julle nou, dat dit spreek van, dis eintlik die duiwel wat dit kom wegvat, stukkie vir stukkie. Hulle vreet nie groot hompe nie, hulle eet so saad, fyn, vat hulle alles weg wat jy het, wat geestelik is. Seder
het nie naby hom gekom nie. Seders, hy praat van bome hier. So ons gaan nou terug na Farao toe. Seders het nie naby hom gekom in die tuin van God nie. Hier vergelyk hy dit nou met Lucifer, wat in die tuin van God was. Hy sê sipresse, bome, was nie so sy takke nie. En plantane, nog bome, het nie gehaal by sy takwerk nie. Geen boom in die tuin van God was met hom te vergelyk in sy skoonheid nie. Lucifer, ons weet God het hom perfek gemaak. Hy was 'n God, klein lettertjie God. Lucifer, niks het vergelyk. Geen van die ander engele het vergelyk met hom nie. Daarom het hy hierdie groot job gehad. Hy was 'n covering cherub in die eternity past. Hy sê, ek het hom mooi gemaak deur die menigte van sy takke, sodat al die bome van Eden, wat in die tuin van God was, hom beny het. Is mense, dis lewende wesens wat hy hiervan praat. En as ek en jy dit vergeestelik, dan sien ons dit vandag in ons lewe. Daar is goed, daar is bome, slegte bome, wat mense begeer. En ons dink, ons wil graag soos hy wees, maar hy is so hoogmoedig. Hy sê hier in vers 10, hy sê, daarom so het die Here gesê, omdat hy hoog uitgegroei het, en hy sy top tussen die wolke verhef het, en hoogmoedig geword het oor sy hoogte, sal ek hom oorgee in die hand van die magtige. Die magtige is Jesus Christus onder die nasies. Die sal sekerlik met hom handel, vanweë sy goddeloosheid het ek hom uitgedrywe. God het Lucifer uitgedrywe. Mensies, luister, ek praat hier en ek vergelyk hom. Die hele ding gaan oor AI, kunsmatige intelligensie. Dit is die ding wat opstaan. Daai is 'n boom wat opgekom het. Ek kan julle van ure aanhou en vir julle wys. Ek is op hierdie ding al jare, maar is die eerste keer wat ek regtig hieroor praat. En ek gaan vir julle wys waar Genesis praat van hierdie ding. Hy is hoogmoedig. Satan, Lucifer, is uit die hemel uitgewerp, uitgedrywe, sê die woord. Hoekom? Omdat hy hoogmoedig geword het. Hy het soos 'n God geword. AI is besig om daai plek nou oor te neem. Ons wat gekom het aan die einde van die tye, ons begin hierdie ding beleef, en ek gaan vir julle verder wys in die woord, wat die woord sê van dit. Hy sê in vers 16, deur die geluid van sy val het ek die nasies laat bewe, toe ek hom na die doderyk laat neerdal het, saam met die wat in die kuil neerdal, en al die bome van Eden, dis nie genuine bome nie, dis mense, die uitgesoektes, die bestes van Libanon, almal waterdrinkers wat van die rivier van God drink, die waters van sy naam dood en lewe, wat drink daarvan, het hulle self getroos in die onderste van die aarde. Oh my goodness, die onderste van die aarde. Is hulle gered hierdie ouens? Nee. Hulle het gedrink van die waters, maar hulle het verlore gegaan. Hoekom? Lees maar in die Bybel hoekom mense het backslide. Ek moet elke dag bid. Elke dag moet ek soebat, Here, hou my vas. Hou my vas, want hierdie worstelstryd en die magte en die owerhede en die heersers is groot. Dis nie maklik nie. Dis glad nie maklik nie. So, dit is 'n gekruisigde weg om te wandel. Nou, ek wil net gou teruggaan daar. Ek het hier klein daar 2 Petrus 2 vers 4 en Juda 1 vers 6. Die engele wat geval het saam met Lucifer, ons weet nie hoeveel dit was nie, hulle is gebind vandag onder die aarde. Gaan lees dit, maak 'n nota. 2 Petrus 2 vers 4 en Juda 1 vers 6. Gaan lees, waar is die engele wat uit die hemel gegooi was, uitgedrywe was, saam met Lucifer. Daardie 2 verse sê vir jou duidelik. So, na dit was daar nie engele wat
op die aarde was nie. Net Lucifer en dan nog demone wat die Bybel van praat. Nie engele nie. Kom ons gaan aan. Vers 17, wie is hulle? Die nasies wat hy van praat, het ook saam met hom neergedaal na die doderyk, na die wat verslaan is deur die swaard. Die swaard is die woord van God. Die woord van God verslaan jou. Die waarheid, wanneer ons die waarheid lees, en jy kan dit nie hanteer nie, en jy kan nie, dan verslaan die woord van God jou. Ook sy helpers, wie sy helpers? Die boosheid, Farao sy helpers, die helpers van Lucifer, die helpers van hoogmoed, wat in sy skaduwee gesit het onder die nasies, hulle wat help vandag. Kom nie uit een mens uit nie, kom uit die volke, nasies en tale, almal in die wêreld, van alle nasies al mense wat betrokke is by hierdie die kennis wat daar by is. Ons het 'n bietjie geluister na 'n professor wat gepraat het daaroor. Min of meer hoe hulle die ding bymekaar sit. Hulle is jy iets opgesit het en daai ou iets opgesit. Ek weet nie hoe hulle dit doen nie, ek is baie onnoosel wat dit aangaan. Maar dit gebruik al die inligting wat daar is van alle mense wat betrokke is. En hy haal dit uit wat moet. Dis bonatuurlik, dis geestelik eintlik. Dit is bonatuurlik, maar ons gaan kyk na die AI, nou. Want die Bybel skryf daaroor. Oh my goodness, vers 18. Nou wie lyk jy so in jou heerlikheid en grootheid onder die bome van Eden? En tog sal jy neergewerp word, saam met die bome van Eden, na die onderste van die aarde, tussen die onbesnedenis. Onbesnedenis is mense wat nie gered is nie. Dis mense wat Jesus Christus nie aangeneem het nie. Hy sê nie, besnydenis is nie, 'n Jood is nie, laat ek sê, besnydenis is nie dit wat in die vlees gebeur nie, maar dit wat in die gees gebeur. Hy is 'n ware Jood wat in die gees besny, sê die Bybel. So, die Jode daar is besny, maar God sê, dis nie besnydenis nie. Besnydenis is wat in die hart gebeur, die vuilheid van die hart. Met ander woorde, die Jode, ek praat nie van die ek praat van die ortodokse Jode, maar die Messiaanse Jode is mense wat Jesus aangeneem het. Maar die groot gros van hulle glo nie in Jesus Christus nie. Met ander woorde, dit maak hulle anti-Christus. Dis wat die Bybel sê. Hy sê, nou hoor wat sê hy, sal jy lê saam met die wat verslaan is deur die swaard. Dit is Farao en sy hele menigte, spreek die Here. Farao, 'n tipe van Satan, 'n tipe van die mag, 'n tipe van AI. Kom ons gaan aan. Kom ons kyk na bome in Eden. Die boom van die kennis van goed en van kwaad. AI of kunsmatige intelligensie dan. Kom ons kyk na daai bome wat daar gebeur het. Genesis 2 vers 9. En die Here God het allerhande bome uit die grond laat uitspruit, begeerlik om te sien en goed om van te eet, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van die kennis van goed en van kwaad. Dit is intelligensie. Dit is AI wat hy van praat. Kom ek gaan deel 3, kom ons gaan aan. Toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Jy sien, wat was om te bewerk daar op daai oomblik en wat was om te bewaak? Reg in die begin moes hulle al die tuin waarin hulle was, en ek en jy het ook 'n tuin wat ons moet onderhou, ons moet vrug lewer, ons moet, moet jy dit bewaak? En jy moet dit bewerk. 'n Mens, ons moet ons eie lewe, moet ons bewerk en bewaak. Hy sê, en die Here God het aan die mens bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy eet, maar van die boom van die kennis van goed en van kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. Het Eva sekerlik gesterf?
Geestelik, ja. Hulle sou moontlik vir ewige lewe het. Maar nee, hulle het sekerlik geestelik gesterf. En dis vir jou en vir my ook. Sodra ons eet van AI, gaan ons sekerlik sterf. Kom ons bevestig hierdie deur die woord. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God, sê die Afrikaans, die Engels sê nie soos God nie, hy sê soos gode, hy sê, sal julle soos gode wees. Nou as jy gaan kyk na God en gode, altwee is Elohim, maar hulle twee betekenisse. Net soos Mishu en net soos Koshek, twee betekenisse. Daar's baie van hierdie woorde in die Grieks of in Hebreëus wat twee betekenisse het. So jy moet gaan kyk, jy moet dit in konteks lees. So dit was nie God nie, soos God. Met ander woorde, niemand kan soos God wees nie, maar hulle kan soos gode wees, want Lucifer, sê die Bybel, was 'n God, klein lettertjie God. Hy was slim, hy wou God aangevat, hy het God aangevat. Gode wees, soos deur goed en kwaad te ken. Mensies, maar God weet, sê Lucifer, dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos gode sal wees, deur goed en kwaad te ken. Is dit nie wat hy doen nie? As jy deel het en jy eet van daardie wat hy vir jou gee, sal jy sekerlik sterwe, want daar's niks goed in nie. Hoekom nie? Omdat mense, nou daai professor wat gepraat het, hier in Suid-Afrika, het vir AI gevra, wie is jy? Toe sê hy, ek is Jesus, die seun van God. AI. Jy kan, ja, maar mense het dit ingesit. Ek weet, nie vandag nie, alankal, ek is maar dom, maar nou nie heeltemal so dom nie. Laat jy sien predikers, dan preek hulle van die kansel af, maar hulle lees omtrent die hele preek van 'n papier af. Net so nou dan kyk hulle op en dan gaan hulle weer en dan kyk hulle op en dan gaan hulle weer aan. Is daai preek uit hulle hart uit? Is daai preek regtig uit hulle hart uit? Hulle trek preke van die internet af. Dis van die intelligence af, van die intelligensie af. Oh my goodness. Mense, hierdie is scary. En wanneer jy hierdie ding doen, gaan jy goed en kwaad ken. Want daar is goeie goed in die in intelligensie. Maar daar is slegte goed ook in. Baie slegte goed. So mense, ons moet versigtig wees. Ek wil net iets noem wat gebeur het met my. Ek het jare terug toe ek my besigheid verkoop het, toe ek nou nie veel om te doen mee nie, nou gaan gym ek en ek skeer sommer, ek dink die tweede, derde keer wat ek in die gym is, toe skeer ek my albei my arms op een slag die spiere en ek kon nie, en ek na lank gesuffer het, toe gaan ek na 'n spesialis toe en wat nou net armspiere doen. En hy sê vir my, nee, ons sal moet oopsny, want hy kyk met sy sonar, dit is intelligensie, né? Hulle kyk met hom, en hulle sê, nee, die spier het van die been af geskeer. Ek sê, nou wat nou? Hy sê, nee, ons maak snytjies en draai ons 'n skroefie in en dan hak jy die ding, dis sy woorde, hak ons hom soos 'n jas aan 'n kapstok, jy weet, en dan moet jy nou soos loop vir 'n maand en 'n aand, en dan groei hy weer vas. En so, ek is bang, ek dink nee, nou moet ek dit laat doen, hoe gaan ek nou werk? En iemand sê vir my, kry tweede opinie, ek gaan na 'n ander spesialist, ook 'n spesialist, en hy is met sy sonar ook op my arms. Hy sê vir my, nee, jou spier het plat geskeer. Jy weet, die ou se spier is my, hy sê, hy het so geskeer. Ek sê, nou, hy sê, nee, ons moet hom vasbind weer aan mekaar, en dan kom hy reg. En dan kom hy daar, en ek dog, maar nou, watter een is reg?
Al twee manne, ek het 1000 en iets rand betaal net vir 'n sonaartjie en vir hom om dit vir my te sê. Nou moet ek nog, gaan ek hulle nou laat bind of gaan ek nou 'n skroef laat indraai in my? En ek het dit gelos, God het my genees. So, intelligensie is 'n baie gevaarlike ding. Baie gevaarlik. Ons het kennisse. Miskien sal hulle ook kyk nou. Ek gaan nou nie name noem nie. Maar toe sy vrou swanger was, toe die sonaar ook gesê, daar's erge fout met die kind. En julle moet nou dink daaraan om hierdie kind te aborteer. Ons het met hulle gepraat vir ons voel, en ek weet baie ander mense het met hulle gepraat, en ek sê, maar julle kan dit nie doen nie. Dit kan nie. God is besig om die kind te weef. Dawid sê dit, God my geweef in my moeder se skoot. Wonderbaarlik het God my geweef. God is besig om 'n job te doen. Nou moet hulle die kind aborteer, omdat die sonaar so sê. Hulle teen dit besluit. Daai kind is gebore. Ja, daar was werk aan die kind. Maar God het 'n rede. Dalk was dit net om hulle te toets. En vir ons wat hulle ken en wat lief is vir hulle en wat gedink, wat gebeur nou? Ek dink dit was iets vreesliks vir daai moeder en vader om 'n besluit te neem hier. En dank die Here, hulle besluit, want ek glo met my hele hart, hierdie is 'n les vir almal van ons wat weet van hierdie geval. Laat intelligensie is uit die hel uit. Vandag se intelligensie. Uit die hel uit. Wat sou gebeur het as hulle daai kind geaborteer het? Daai kind lewe vandag. Kom ons gaan aan. Mensies is ernstig. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë. Is dit nie wat intelligensie vir ons voorhou nie? Ja, dit is 'n boom wat 'n mens kan begeer om wat? Om verstand te verkry. Is hierdie artificial intelligence nie om verstand te kry nie? Mense, ons lewe aan die einde van die dag, ons lewe wat in Genesis al gewaarsku is. Ons lewe aan die einde. En sy neem van sy vrug en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Laat ek nou vir jou sê, ek het nou gesien mense wat ek ken, hardloop gou-gou op hulle telefone en hulle trek inligting daar af. Hulle eet van die boom van kennis goed en kwaad. Hulle sal, volgens die Bybel nie wat ek sê nie, sekerlik sterf, geestelik. Daar sit volke onder sy takke in sy skaduwee. Wat het ons vroeër gelees? Gaan kyk terug wat ons gelees het van die bome. Hoe hulle hoog groei. Hoog, hulle is groot, hulle is kennis, hulle is hoogmoedig. Ja? Mense hoef nie eens meer skool toe te gaan nie. Eet maar net van die boom van kennis goed en kwaad. Maar hy sê, hy is die seun van God. Hy is die seun van God. Hy is Jesus Christus. Dit is wat hy sê. Mense kan nou al ingaan op 'n app en met Jesus praat, dan praat hy terug met jou, die anti-kris, en dan kan jy kies, wil jy hê Petrus moet ook met jou praat, en Johannes, en Paulus, jy kan selfs kies, dan praat die rekenaar met jou terug, jy vra en in 'n sekond antwoord hy jou dadelik, en jy dink, dis hierdie wonderlike ding, kyk net wat dit die mens nou, ek gaan vir julle wys, waar kom dit vandaan? Ek is nog ver van die einde af, ekskuus julle. Genesis 3 vers 22, toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie.
Hierdie deel, ek is eerlikwaar, verstaan ek nie heeltemal nie. Maar die Here sê, ek sal dit nie alles verstaan nie. Maar ek verstaan genoeg, tot hier. Maar hierdie is God se sak. Ek wil nie hier vassak en probeer om te redeneer en te debatteer oor wat hierdie gaan wees nie. Ek het genoeg inligting om my vrees bevange te maak vir hierdie. Kom ons gaan aan. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is uit vir Adam wat hy weggesit. So het hy dan die mens weggedrywe en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Nou, ek en jy kan nie eet van die boom van die lewe vandag nie. Want, hoekom nie? Kom ek verduidelik hoe ek dit sien. So het hy dan die mens weggedrywe, hy het vir Adam en Eva weggedrywe, en toe sit hy aan die ooste kant van die tuin van Eden, sit hy engele met 'n swaard wat vlam en flikker. Wat is die swaard? Die swaard is die woord van God, hy is soos 'n tweesnydende swaard. So, wanneer jy en ek by die boom van die boom van die lewe wil kom, wat Jesus Christus is, moet ons teruggaan, geestelik nou, in die tuin. Maar, om daar in te gaan, moet ek verby die engele kom. Geestelik onthou nou, die engele wat daar gesit is, in mense teken 2 engele, dit is nie 2 nie, daar staan nêrens hoeveel engele nie. Maar hulle hou 'n swaard wat vlam, die woord van God. Jy en ek kan nie by Jesus kom, by die boom van die lewe, as ons nie deur die woord gaan nie. Verstaan julle wat ek sê? Jy kan nie opgroei terug na die boom van die lewe, as jy nie deur die Bybel gaan nie, deur die woord van God gaan nie. Dis duidelik. Dit het nie opgehou nie. Geestelik is dit nog net so. Oh my goodness. Openbaring 1 vers 1. Het ons dit gelees? In die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. En wat hy deur die sending van sy engele aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Nou alright, ek het nou hierdie weer gesit, maar kom ons gaan aan. Ek wil net 19, skryf die dinge op wat jy gesien het, en die is, of wat is, sowel as die wat gaan gebeur. Ok, ek het dit net weer opsit, maar nou gaan ons in Revelation in. Nou gaan ek vir julle iets anders wys. Dinge wat gaan gebeur, ekskuus julle. Openbaring 12 vers 18. Ek vat julle nou reg in Openbaring in. Ons het nou gekyk in die Ou Testament alles wat daar, die bome en wat. Nou gaan ek julle wys wat Johannes geskryf het. Openbaring 12 vers 18. Nou in die Engels is hierdie versie Revelations 13:1. Ek weet nie hoekom hy so is nie, maar dit is hoe dit is. So as jy Afrikaans gaan kyk, dan kyk jy Openbaring 12 vers 18 is die laaste versie, dan gaan jy daarvan af oor na Revelations 13:1 toe, maar die Engels begin jy in 13 vers 1. En ek het op die sand van die see gaan staan. Nou onthou as hy sê, hy het op die sand van die see, het hy nie regtig op die sand, onthou hy is al op die eiland, het hy nie regtig daar gedaan. Die gees van die Here het hom gevat, en hy het in die gees op die sand van die see gaan staan. Ekskuus, ek loop so uit die prentjie uit. Sorry. En kom ons gaan aan. Nou die kinders van Israel, wie is hulle? Dis die geredde mense. Dis hulle wat veronderstel is om gered te wees. Jy is miskien 'n geestelike kind van Israel. Jy's 'n Israeliet want jy het die bloed van Jesus aan jou deurposte gesmeer. Kom ons gaan aan. Nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see. Met ander woorde, op wat het hy eintlik gestaan?
Hier sê die Bybel vir ons, nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees, soos die sand. En hy vergelyk die kinders van Israel met die sand van die see. Nou, ek kan nog skrifte lees om dit te bevestig. Kom ons kyk verder. Hy sê, nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie. En in plaas dat aan hulle gesê word, julle is nie my volk nie, sal aan julle gesê word, julle is kinders van die Here. Kom ons vertel, ons vergeestelik dit, ons bring dit nou in ons tyd. Dit is nou al in die Ou Testament wat dit geprofeteer was. Wat gebeur in die kerkwêreld? Ekskuus julle as ek julle 'n bietjie op tone trap, maar hierdie keer moet ek dit doen. As 'n ou in 'n kerk inloop, baie kerke, ek sê nie almal nie, word sonde nie meer gepreek nie. Daar word nie meer gesê, as jy nie dit doen nie, gaan jy hel toe. Julle moet regkom. Nee, dit sê genade. Man, kom net uit en kom steek jou handjies op en sing lekker en die Here se liefde is so wonderlik groot. Ja, dit is. Maar wees maar versigtig. Wees maar versigtig, want ons hoor heeldag, genade van God is groot. Die kerk is die bruid. Die kerk gaan weggeruk word, die hele kerk. So jy moet net kerk toe kom. Gee jou 10de en eet nagmaal in die kerk en dan is jy okay. Jy's okay. Maar hy sê hierso, en in plaas dat aan hulle gesê is, hy praat van die kinders van Israel. En dis 'n tipe, dis 'n voorbeeld, dis 'n metafoor vir ons, sal aan hulle gesê word. Julle is kinders van die lewende God. Maar niemand sê, jy's 'n kind, jy's verlore nie. Wat sê hy so, in plaas van dat hulle gesê het, julle is nie my volk nie. Jy weet, as jy nie loop volgens die weg van die woord van God, die weg wat die Bybel vir jou leer nie, as jy nie loop volgens, dan is jy nie sy volk nie. Met ander woorde, leens word aan gemeentes gesê, julle is die volk van God, julle is gered, julle is die kerk, julle is die gemeente, julle gaan weggaan in die rapture. Is 'n leen. Ekskuus. Maar as jy nie saamstem nie, is alright. Ons wag dat Jesus kom. Dan gesels ons weer. Ekskuus julle, ek raak opgewonde oor hierdie ding. Al die leuns wat daar uitgaan. Kom ons kyk verder. Want al was jou volk, o Israel, soos die sand aan die see, daar vergelyk hy weer die sand van die see met die volk, met die Israelse volk. So, as ons geestelik vat, is dit jy en ek, as ons die Here dien, is ons die sand van die see. Net 'n oorblyfsel van hulle sal terugkom. Die verdelging is vasbesluit en vloei oor aan van die geregtigheid. Oh my goodness, ek kan nie oor elke ding 'n kommentaar lewer nie. Romeine 9 vers 27 en Jesaja roep oor Israel uit. Dit is nou Paulus wat hier skryf, hy haal hierdie uit wat ons nou gelees het. Herhaal hy hier, hy neem kennis daarvan, hy vertel het. Hy sê, al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word. Hierdie is wat Jesaja hier gedoen, hy het getuig wat gaan gebeur. En dis presies vandag. Ek sê julle sê, gaan kyk 'n bietjie regtig. Hoeveel mense meen werklik besigheid met God? Hoeveel mense is daar? Dink net 'n bietjie. Hoeveel mense lewe regtig 'n geestelike lewe? Vertrou op die Here. Doen belydenis van hulle oortredinge. Mense, ek praat myself. Nou ons weet, wat het hy gesê? Hy het op die sand van die see gestaan. Met ander woorde, hy het op die strand gestaan. Met ander woorde, kom ek vergeestelik hierdie ding. Johannes het gestaan bokant die kinders van Israel. Die sand kan nie sien wat deur aangaan op die see nie. So Johannes het bokant hulle uitgestaan. God het vir hom goed gewys wat hulle nie gesien het nie. En dit is wat vandag gebeur. God wys vir ons goed.
wat die gewone geredde mens nie sien nie. Maar God sê vir ons genoeg hierso, om vir ons wakker te maak. Hy sê, en ek het op die sand van die see gaan staan, en ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. Hy staan op die sand van die see, hy staan hoër as die volk, wat gered is, ek praat nie van ongeredde mense nou nie, wat regtig gered is. Hy kyk op die see, en wat sien hy? Daar kom 'n dier uit die see uit. Nee? Daai dier. Wat is daai dier? Dis ons study nou. Daai dier, in die Engels is dit beast. Nou sê, gaan kyk in jou konkordansie. Dan is dit G2342. Gaan kyk, dis die definisie. Dis die verklarende Griekse Bybel, wat dit sê. Hy sê, diminutive, weet nie hoe met uit is, ek is nie Engelsman nie, ekskuus. From the same as, met ander woorde, dit is ook 'n woord wat dieselfde beteken as G2339. En dit beteken, a dangerous animal, venomous wild. Hy's 'n giftige dier, 'n gevaarlike dier. Nou gaan kyk ons die G2339, waar hierdie ene uitkom, wat dieselfde beteken. Hy sê, a wild animal as game, hunting, that is figuratively, hoor nou, figuratively, destruction, a trap. Hy het uit die see uit, geestelik nou, sien hy, hier kom 'n ding hier uit, maar wat sien hy? Hy sien, daar kom 'n dangerous animal, maar dit is nie 'n animal nie, dis destruction. Hy sien, daar kom destruction uit die see uit. En daai destruction is soos 'n trap. Ek wil hê julle moet gaan in jou hut, of as jy nie 'n hut het nie, miskien op YouTube kan jy dit kry seker, as jy gaan kyk, wat is die verklarende Afrikaanse woord van 'n trap, of van die Engels, die verklarende, met ander woorde, dan sien jy wat 'n trap, dit is 'n vanggat, dit is 'n trap, iets wat jou vang, iets wat jou skelm vang. 'n Trap is iets wat jy per ongeluk in 'n trap, dis nie iets wat jy daar sien nie, dit vang jou, soos jy 'n trap stel vir 'n muis, so het hy gesien, daar kom 'n gevaarlike gedoente uit, en dit is 'n destruction, dit is iets wat destruction is, en hy kom met hierdie gesindheid om jou te trap, en dis wat AI doen, hy kom skelm, en weet julle wat, dit word nou geopenbaar. Al hierdie jare het ons nie geweet van AI en intelligensie nie, maar nou weet ons daarvan, en hy waarsku vir ons, en as jy wakker is, dan sal jy dit verstaan en versigtig wees. Jy eet nie van daai boom van kennis goed en kwaad nie. Jy doen dit nie. Nou Openbaring 12:18, ek het dit gelees, 13:1, en ek het 'n dier uit die see sien opkom met 7 koppe en horings, en op die horings 10 krone, en op die koppe 'n naam van godslastering. Wat doen hy anderster as godslastering? Hy sê, ek is Jesus, die seun van God. Hy sê, en die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en pote soos die van 'n beer, en 'n bek soos die bek van 'n leeu, en die draak het hom sy krag gegee, en sy troon en groot mag. Nou ek weet daar is mense, ek kan nou sê watter genootskappe of watter kerke glo dat dit lande is. Die een is Rusland en Amerika en bla 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 bla. Ek kan nie almal onthou nie, want ek het dit nie daar gestudie. Nou dit kan wees. Dit kan wees dat hulle, maar ek gaan nou vir julle iets wys. Wat daarin alles saamvoeg.
Hoor wat sê hy hierso. En een van die 7 engele en die 7 skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê, kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit. Daai baie waters, as jy nou regtig gaan studie die hele storie, dan sien jy dit was dit wat hy gesien het op die see, daai baie waters wat die hoer opsit. Hoor wat is sy? En hy sê vir my, die baie waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, hoor mooi, is volke en menigte van nasies en tale. Dit is AI kom nie uit een mens uit nie, AI kom uit menigte van volke en menigtes van nasies en tale. Dis waar AI uitkom. Hy kom nie uit een groep mense uit nie. Hy kom nie uit een ou uit nie. Dis nie een ou wat die anti-Christ gaan wees nie. Anti-Christ bestaan al lank, al is baie anti-Christe. Nou kan julle self besluit as hierdie die anti-Christ, want die anti-Christ glo nie aan Jesus Christus nie, maar hy maak homself 'n anti-Christ, want anti beteken ook in die plek van. As jy daai gaan lees, gaan studie. So die waters wat hy gesien het, waar hierdie mag uitkom, die destruction, hierdie trap wat die mense gaan vang, kom uit nasies, volke en tale uit. Dis nie uit een universiteit uit of uit een, nee, dit kom uit mense uit, baie mense. Want hy volbring 'n saak en verkort dit in geregtigheid, omdat die Here 'n saak wat verkort is op die aarde sal doen. Paulus skryf hierdie. Dit is baie belangrik om dit te weet. Hierdie ding gaan nie lank vat nie. Hierdie ding het so gekom. Hierdie ding het in maande het hy geopenbaar geword. En dit is wat Paulus ook al gesien het hierso. Openbaring 12 vers 18, ons gaan terug na Johannes toe. En ek het op die sand van die see gestaan, ons dit gelees en die dier, ja, kom ons gaan aan. Jene, wat gaan hier dan? Ekskuus julle, kom ons gaan aan Esegiel 17 vers 24, ek het hard gewerk om hierdie ding by mekaar te sit. En al die bome van die veld sal weet, dat ek die Here, die hoë boom verneder, en die nederige boom verhoog het. Dit gaan gebeur, dit gaan gebeur. Dis 'n getuienis, nie net 'n getuienis, dis gesê. Profesie, dis 'n profesie. Die groen boom laat verdroog en die droë boom laat bloei het. Ek, die Here, het dit gespreek en gedoen. Mensies, hierdie AI gaan val. Glo wat ek sê, hy gaan val. God gaan dit aan 'n einde bring, want die wêreld gaan eindig. Glo my, ek glo dit. Nou ek kan nie vir julle sê dis die 23ste van hierdie maand nie, of die 4de van volgende. Ek kan dit nie sê nie, want ek weet nie, maar ek het iets anderster gelees wat vir my eintlik 'n idee gee, nie die datum nie, maar waar ons lê nou. Kom ek gaan. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. Die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan, en hulle het die draak aanbid, wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog maak? Nou vra ek jou met vogtigheid en my kykers vandag, wie kan veg teen AI vandag? Wie kan veg? Want dit is 'n magtige, gevaarlike dier, 'n wilde dier, giftige dier. Wie van ons kan veg teen die ding wat wêreldwyd is? Wie van ons? Daar sê hy dit. Wie van ons kan veg teen hom? En 'n mond is aan hom gegee, wat groot woorde en godslastering uitspreek, en aan hom is die mag gegee om dit 42 maande lank te doen. 3,5 jaar. 3,5 jaar. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel, dis Jesus, en die wat in die hemel woon, te laster. Is dit nie wat hy doen nie? Is dit nie wat AI doen nie?
Dis die boom van kennis van goed en van kwaad. En jy eet van die boom van goed en kwaad. Ek sien mense, hoe sit hulle in? Doen navraag. Jy speel maar net dan, maar jy sit in die takke van daai boom. En daai boom gaan omval. Daai boom gaan vernietig word en dan's jy in daai boom. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. Almal wie se naam nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskryf is nie. Daar kom nou iets by my op wat ek graag wil noem. Ek weet dit vat tyd, maar dit is belangrik dat ek met julle praat oor sekere goed wat by my opkom nou, wat ek nie hier in het nie. Maar ek dink ek sal dit nou doen, laat ek net 'n bietjie aangaan hier. Ja, dit gaan hier oor aanbid. Baie mense sê die merk van die dier wat in jou regterhand gaan wees. Die Afrikaans sê op jou regterhand, die Engels sê in jou regterhand. So op en in is eintlik twee dinge. Nou onthou, jou linkerhand kan ook jou regterhand wees. Dit hang af wat is jou dominerende hand. As hierdie hand alles doen, dan is dit jou regterhand. Maar daai merk gaan in jou regterhand wees. Daai badge gaan in jou regterhand wees. Gaan kyk net. As jy mense sien, telefoon. Dis 'n badge, dis 'n teken, dis die teken wat mense dra. As hulle badge om vir mense te wys, ek behoort aan hierdie clan, ek behoort aan hierdie span, ek behoort aan die duiwel, ek behoort aan intelligensie. Ek behoort aan intelligensie. Luister, jy kan hom kwaad wees vir my. Jy kan wees net wat jy wil vir my. Maar vandag sê ek dit. Jou telefoon gaan jou hel toe vat as jy hom liewer het as wat jy Jesus Christus het. As jy in jou Bybel in jou kamer kom, wat sit jy bo op? Jou Bybel het, dan sit jy die telefoon bo op jou Bybel of sit jy jou Bybel bo op die telefoon? As jy opstaan in die oggend, wat is die eerste ding wat jy gryp? Jou telefoon of jou Bybel? Mense, luister. Die telefoon is die badge. Jy sien kindertjies, hy sê hy gaan hulle van klein, groot, gevangene, slaaf, ryk, almal gaan gevang word en gaan die teken op hulle hand hê, in hulle hand en in hulle voorkop. In jou voorkop beteken binne in jou voorkop, hier jou voorkop, jou frontal lobe sit hierso. Dis jou gedagtes. Dit is waar jou lag lê. Dis waar jou emosies is hierso. Hy gaan hier wees. Jy gaan heeldag oor hom dink. Jy gaan heeldag. Wie van julle het al so iets beleef? Ek het dit baie beleef. Laat jy het iets in jou kop en al wat jy daaroor dink is oor dit. As jy 'n girl gekry het, soos ek my vrou gekry het. Ek meen ek het dag en nag gedink aan haar. As ek wakker skrik en dink ek aan Rensa, as ek gaan slaap en dink ek aan Rensa, as ek ry dan dink ek aan Rensa, jy sien. Dis hoe dit is. Sy was in my frontal lobe, sy was in my voorkop gewees. Tot ek haar getrou het. Nou het ek haar bietjie uitgeskuif. Sy sit nog altyd hier somewhere, maar in elk geval, dit is so, intelligensie sit hier, want as jy ry, wil jy weet, waar is my foon? Ek kan nie ry sonder die blessed se foon nie. Want hy's hier, jy dink heeltyd oor hom. Nie noodwendig oor die foon self nie, maar oor wat daar binne in die foon is. Wat's binne in die foon? Party mense het 'n Bybel in hulle foon. En nou, dit maak hom nou 'n groot Christen. Dit maak hom nou, nou is hy 'n goddelike man, want hy het die Bybel op sy foon. Man, moenie laat Satan jou om die bos lei nie. Ek lewe sonder waar is my foon? Ek weet nie eens waar is hy nie. Ek lewe al jare met my telefoon, net my foon in WhatsApp. Nie WhatsApp nie, skus, dis uit die boosheid. Foon en hulle kan vir my SMS stuur. Dis al wat ek het. Ek lewe. Ek doen goed. Ek gaan minder probleme as wat ek gehad het, daar jare toe ek nog WhatsApp gehad het. Wees maar kwaad vir my, maar ek sê vir jou wat ek vir jou moet sê. Ek sê vir jou wat ek vir jou moet sê. Die telefoon is deel van die boom van kennis, goed en kwaad. Jy sit in sy takke.
jy gebruik hom, jy eet van daai vrug. Dis al wat ek wil sê. En dan wil ek weer sê, I've got patience to wait. Laat Jesus kom. En dan gaan ons sien wat die waarheid sal wees. En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid. O ja, dis die merk. Nou sê, nee, hulle gaan 666 sit, of hulle gaan 'n chip hier insit. Gaan jy 'n chip aanbid wat hier sit? En as hulle 'n tattoo hier sit, of iets in jou inplant, gaan jy aanbid hierdie ding. Jy gaan dit nie aanbid nie. Dis nie 'n chip of 'n merk so op jou lyf nie. Gaan studie die Bybel, dan gaan jy sien wat dit werklik is. Daai merk van die dier wat almal al het vandag, Christen en nie Christen nie, almal het hom. Is 'n telefoon. Telefoon. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. Is dit nie AI wat so praat nie? Jou telefoon ook. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Die telefoon is eintlik die eerste dingetjie. Ek onthou die jare toe die WhatsApp, praat nie van die ou telefone nie, praat van die wat noem jy dit liefie? Selfoon, daar is hy, selfoon. Wat die selfoon uitgekom het. Praat van dit, van die selfoon, toe dit 'n god geword vir mense. Selfoon. OK. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel sal laat neerdal op die aarde, voor die oë van die mense. Wat beteken dit? Gaan daar vuur uit die hemel val? Nee, dan gaan nie vuur uit die hemel uitval nie. Wat is vuur? Gaan lees dit in Jakobus, praat hy die tong, is soos 'n vuur wat aan die brand gesteek word, uit die hel uit. Hy praat van woorde, vuur, hy noem dit vuur, jou woorde. Wat doen jy met 'n selfoon? Jy tel hom op, dit val uit die hemel uit, jy sien dit nie, maar vuur van woorde kom, via hierdie ding, in jou oor in. Dis so 'n mag, dit kan jou kwaad maak. Iemand sê vir jou, man, hy bel jou en sê, jy is 'n rabbies, jy het dit gedoen en dit gedoen. Hy praat, dis vuur wat val, uit die hemel uit. Jy sien dit nie, maar daai vuur steek iets in jou binneste aan die brand. Jy wil moord pleeg, so kwaad word jy, emosioneel, daar kom sonde oor hierdie foon, iemand vertel jou leuns, of iemand skinder oor ander mense, dis vuur uit die hemel uit, wat val. Selfoon doen dit, dis wat hy doen, hy praat, natuurlik praat hy. Hy verlei die bewoners van die aarde deur die teken wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang het en lewendig geword het. Ag, ek kan ure praat, ek het dit iewers op YouTube of op iewers het ek dit al geplaas, jare terug al. Nou wil ek julle iets graag sê, ek weet nie of ek dit moet doen nie, maar kom ek praat maar hieroor. Openbaring 11 vers 1, Johannes praat hier, hy sê, en 'n riet, onthou dis alles in die gees wat aan hom gegee is, 'n riet het, soos 'n stok, is aan my gegee, en die engel het gestaan en gesê, staan op, meet die tempel van God, en die altaar, en die wat daarin aanbid. Met ander woorde, dis die geestelike kant wat hy moet meet. Jy sien die tempel is soos hierdie tabernakel, jy het 'n buitehof, jy het 'n heiligdom en jy het 'n allerheiligste. Daar gaan mense wees wat wanneer God gaan kom, wat net in die buitehof is. Hulle is gered. Hulle die Gees ontvang. Hulle is nog nie gedoop nie. Hulle is hier. Dis die verskillende sterre wat die Bybel van praat. Dis in die Bybel.
Dan kry jy mense wat ook gedoop is, wat 'n verder vlakkie gegaan. Hulle is begrawe in Jesus Christus. Dis waar mense gaan wees, wanneer hy gaan kom. Nou wie gaan hier wees? Die Bybel praat daarvan. Dan gaan jy mense kry wat verder opgegroei het, wat al by die kandelaar was, wat al wysheid, kennis en insig gekry het van die woord van God, en mense wat al speserye gebrand het, wat vir God 'n soet reuk in sy neus het, mense wat al geëet het van die brood van Jesus Christus, die brood, die showbreads op die tafel, en mense wat al tot daar gegroei het, wat die geestelike ervaring gehad het, wat daar is. Daar's nog nie mense wat daarin gaan wees nie, want ons kan nie nou daar wees nie, want die Bybel sê, waar ek nou is, kan jy nie gaan nie, maar kyk, ek kom weer om julle te kom haal. Maar as jy nie hierin is nie, sal jy nie daar kan ingaan as Jesus kom nie. Dis belangrik. So, kom ek lees hierdie ding verder, ek raak so opgewonde. En 'n engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid. Nou sê hy, maar die voorhof, buitekant die tempel, hier noem hy hierdie die tempel, die voorhof, dit hier in die buitehof, hierdie voorhof, dis as mense wat gegroei het geestelik, wat tot hier is, hy sê, moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Mense, hierdie is baie ernstig. 42 maande, hoe lank is dit? 3,5 jaar. 3,5 jaar gaan baie mense kom en sê ek is 'n Christen. Maar dis heidene wat dan hierin gaan kom. Natuurlik gaan daar mense ook wees wat waarlik dinge meen met God, maar die groot gros, hy sê vir Johannes, moet dit nie meet nie. Moet dit nie meet nie. Hulle gaan hierdie plek vertrap. In die geestes waar jy gered word en waar jy die Heilige Gees veronderstel is om in die Heilige Gees in te wees en te ontvang, en waar jy begrawe word, gaan kyk in kerke, groot kerke, en dis wat vandag gebeur. Daar reis groot kerke. Hier in Pretoria, jy moet 'n afspraak maak, jy moet boek om in die kerk in te gaan. Dis nie vry nie. Jy moet, ek hoor so, nie ver hier vandaan af nie. Is sulke groot kerke. En ek weet, daar's een pastoor hierso wat, toe die mense bietjie praat oor sy manier van bediening in sy kerk, toe sê hy, as hulle nou aanhou met dit, gaan hy hulle hof toe vat. Dis eintlik lagwekkend, nee, want die Bybel sê, jy moet nie iemand hof toe vat nie. Ja, maar, oh my goodness, dan kan 'n ou mos nou net sien, is dit die Here of is dit die duiwel? Ja, dis verskriklik. Nou wat weet daai pastoor van die Bybel af, as hy nou wragtig so teen die woord van God optree? En die buitehof, buite die tempel, word vertrap vandag deur mense. Valshede, deur pastore, geleerde mense ook. Dis nie net gemeentes wat dit vertrap nie. Mense, kom ons kyk. Vir 42 maande lank, met ander woorde 3,5 jaar gaan dit gebeur. Kom ek lees aan. En ek sal aan my 2 getuies gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Nou, hierdie is nie 2 mense nie. Dis nie 2 mense nie. Want, oh my goodness, weet julle wat? Hoe kan die 2 mense, kom ek lees dit net klaar. Hy sê, hulle gaan so lank profeteer. 1200, dit is 3,5 jaar wat hulle gaan profeteer. Hulle is die 2 olyfbome en die 2 kandelare wat voor die God van die aarde staan. Dis 2 getuienisse, dis 2 nie bedieninge as sulks nie, maar as 2 boodskappe wat aan die mensdom gepreek gaan word. En ek kan julle sê wat dit is, en ek kan dit bewys. 1 is die gekruisigde weg. Dit is dat jy moet gekruisig, jy moet jouself doodmaak.
Dit is die eerste ding wat moet gebeur. Jy moet die ou mens, Paulus sê, I die daily. Jy moet die ou mens doodmaak. Dit is baie belangrik. Jy moet die ding wat hoogmoedig is, moet afgebreek word. Jy moet hom doodmaak. En die tweede ene is die bruidse boodskap. Dit is die boodskap van die 1000 jaar van vrede. Dis die twee dinge wat gepredik word. Nou, ek weet, maar is so bitter min mense wat dit preek. Ek weet, ek en my vrou, ons preek het. Ons preek die gekruisigde weg. Jy moet jou vlees kruisig. Jy moet hierdie worstelstryd stry. En dan preek ons wat jy alles moet doen, hoe jy moet optree. En dis alles uit die Bybel uit, om in die bruid van Jesus te. Hoe moet jy lyk? Ons gaan kyk na Openbaring 21. Eintlik 'n groot deel van die Openbaring sê hy vir jou hoe lyk die nuwe Jerusalem wat die bruid van God is. Want hy sê, kom ek gaan wys jou die bruid, en dan jy sien die nuwe Jerusalem. Die nuwe stad wat neerdal. Nie hierdie Jerusalem nie. Dis boos. Daai plek is boos. Hy wys ons 'n nuwe, dis die bruid van Jesus. Dit is die twee getuienisse, maar dit gaan vertrap word. Mense wil nie hulle eie vlees kruisig nie. Hulle wil nie die ou mens kruisig nie. Jy wil net hoogmoedig wees so Satan, waarom hy uitgegooi is uit die hemel uit Eden uit. So, en die ander een is om heilig te leef, soos 'n bruid. Jy moet jou beklee met die fyn wit rein linne, wat die regverdige dade is van die heiliges, Openbaring 19. Gaan lees hierdie goed. En oh my goodness, hierdie is ernstig. Hulle is twee olyfbome. Hier vergelyk hy weer olyfbome. En die twee kandelare, met ander woorde, wat is 'n kandelaar? Kandelaar is dit wat lig gee. Dit is lig. So jy studie die woord, en dan kan jy dit vir mense getuig. Maar die ware woord, die kandelaar van God, die kandelaar van God, daai lig van God, die woord van God, dat jy nie net die logos preek nie, maar jy preek die rema woord, die lewende woord van God. Hy sê, wat voor God van die aarde staan. OK, ek is amper klaar. En wanneer hulle getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. Die getuienis wat jy het, gaan doodgemaak word. Al het jy die regte getuie en al het ek die regte getuie, al is ek een van hierdie olyfbome of die kandelaar en ek preek die waarheid, gaan ek ook doodgemaak word. Nie noodwendig keel afgesny word nie, maar dit gaan verdruk word, dit gaan afgedruk word. Hoor wat sê hy verder. Hy sê, wat uit die afgrond opkom teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. Dit gaan geoorwin word. Alles wat met Jesus Christus te doen het, gaan doodgedruk word. En hier is Ai wat reeds oorvat as die antichrist. Wat sê hy is die seun van God? Lastering. Hy is die antichrist. Ons verwag 'n mens. Nee. Die dier kom uit die see uit die volke, nasies en tale uit. Hy gaan aan in vers 8 en hy sê, en hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, wat geestelik genoem word. Luister, Sodom en Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. Hy praat van hierdie aarde, Sodom en Egipte. Egipte was die slawehuis gewees. Ons is slawe weer in Egipte. Kom ons gaan net verder aan, ek wil kyk wat ek nog hier het. En die mense uit die volke, stamme en tale en nasies. Hoorie, moenie dink dit gaan in Jerusalem wees wat hierdie twee getuies gaan wees en hulle gaan nou daar doodgemaak word en vertrap word nie. Hoor wat sê hy, en die mense uit die volke en stamme en tale en nasies, dis waar die boosheid uitkom, sal hulle lyke 3,5 dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Dit is ook 'n goeie rede, want almal gaan dit sien. Daar gaan nie iewers vorentoe waar hulle vir God kan sê, ja, maar ek het nie geweet nie. Want die wêreld gaan dit sien. Maar dis nie genuine lyke nie. Maar die gedagte gaan daar wees. Daardie gedagte, daai getuie gaan nie weggelê word, dat mense gaan weet daarvan. Hulle gaan aanhou weet daarvan. Hulle gewete gaan dit weet. En die bewoners van die aarde sal bly
en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die 2 profete die inwoners van die aarde gepynig het. Want hierdie boodskap wat ons preek, wat regtig God glo en God wil dien, maak pynig die mense. Ja, ek voel partykeer ek kan nie iets regtig sê nie, want hulle gaan kwaad wees, dit gaan hulle pynig. As ek hoor julle wat ek sê, ek kan nie regtig preek wat ek wil preek nie, want daar's soveel mense wat kwaad vir my gaan wees, want dit gaan hulle pynig as ek die waarheid vir hulle gee. Verstaan julle wat ek sê? Maar so, ek sal ook, as ek een van die, of 'n deel van die getuienisse is, gaan ek ook my smoel moet hou, gaan my mond ook toegemaak word deur die wêreld. Ek hoor nou al van goed, maar ek wil nou nie daar gaan nie. Wat aangaan as jy Christen is, dan het jy groot probleme. En na die 3,5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan, en hulle het op hul voete gaan staan, en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het, en hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen, en hulle het opgevaar, dis die wegraping, na die hemel in die wolke, en hul vyande het hulle aanskou. Daar's mense wat gaan agterbly, en hulle gaan dit sien, want hierdie getuies gaan opstaan as mense, en hulle gaan opstaan, en nie in Jerusalem nie, oor die wêreld, waar volke, nasies en tale, in Jerusalem is nie volke, nasies en tale nie, soos nie in hierdie Jerusalem nie, dis oor die wêreld, daar is dit nou klaar. Mensies, ek weet ek het julle baie lank besig gehou, maar wees rustig, kyk hierdie goed, kyk dit oor, gaan studie jy ook, gaan soek hy skrifte, kyk, lees nie net die skrif, lees bietjie om die skrif, en studie net die woord van God. Studie net die woord van God. Ek sê nie al hierdie goed wat ek vandag genoem het ewigheidswaarde nie, maar dit is belangrik om van hierdie goed te weet. Daar's mense wat in die bruid gaan wees, wat nie eers hierdie goed weet nie, maar deur om gehoorsaam te wees aan God se gees. Al ken jy nie die goed nie, maar jy's gehoorsaam aan al die, jy weet, hoe sê die woord van die Here, gehoorsaamheid is beter as offerande. Maar ons dink as ons kerk toe gaan, elke Sondag is ons in die kerk, en ons sing liedjie, en ons dans, en ons verheug die Here, dat dit 'n soete reuk in sy neus gaan wees. Nee, jy moet wakker word. Wanneer gee jy God 'n kans om met jou te praat? Om vir jou te sê wat hy dink, en vir jou te sê waarvan hy hou, en wat hy verwag van jou. Want ons wil net vir God, halleluja, 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 en ons wil dans. Dit gaan oor vals viere, wat aan my is. Vals vier, dit is vir my lekker. God sê, daar is storaks, galbanum, onika, grove sout, daar die speserye wat daar gebrand is, wat vir God 'n soete reuk in sy neus is, mag jy nie vir jouself gebruik nie. So, maar ons wil hê dit met 'n soete reuk in ons neus wees, wanneer ons God, halleluja, halleluja, maar wanneer die Bybel gelees moet word, en ons moet leer, en ons moet study, dan is ons nie daar nie. So ek waarsku, en ek waarsku ook myself. Die Here bless.